Goeiemôre, jy kyk na Goeiemôre, good morning. Die State of the Nation Address of die staatsrede is geskeduleer om vanaand plaas te vind en ons eie minister van Finansies is hier om meer lig op die onderwerp te skyn. Thys, 2 keer in 1 week, ek so bly om jou te sien. Ja, is absoluut 'n voorreg en ek sit hier as 'n person of interest. Jy is 'n person of interest, want ons het 'n interest in wat vanaand gaan gebeur, hoe dit ons as Suid-Afrikaners gaan affekteer en natuurlik, jy is die kundige op die gebied, hoe gaan dit ons bottom line as Suid-Afrikaners affekteer? So geef ons net so 'n bietjie van 'n high level breakdown van wat jy dink vanaand gesê gaan word. Ek dink as ons net begin wat voor die gesê gaan word, weet op die rooi tapijt. Ek dink dit is absoluut waar die Sondag gewoonlik begin. Ek dink en baie mense gaan daarna eers kyk om te sê maar wat se modeontwerpers het, wat se rokke ontwerp natuurlik en natuurlik jy weet hoe gaan die ministers opdaag, wat se voertuie gaan gebruik word. Jy weet gaan minister Groenewald byvoorbeeld doodnormaal daar opdaag. Jy weet oor byvoorbeeld 'n ander minister of twee wat ons nie wil name opnooi nie, dalk 'n bakkie en natuurlik weet 'n klompie elemente wat 'n rol gaan speel, maar ek dink op lopend basis, jy weet, wat vandag baie in die media dopgehou kan word, is natuurlik verskillende opinies wat verwagtend kan wees van die president af, maar ek dink wat die meeste van die Suid-Afrikaners wel wil hoor vanaand, as ek dit so kan stel, is maar net daadwerklike verskille wat gemaak moet word en fisies geïmplementeer moet word sedert COVID-19. En ek dink jy ou wil die hele tyd die woord COVID-19 gebruik nie, want ek dink ons is nou al klaar 'n bietjie post-19, en dan byvoorbeeld te gaan kyk, 'n radikale, as ek kan sê, ekonomiese hervorming is eintlik die orde van die dag. Jy weet, as ons daarna gaan kyk, en ek dink die president moet daarop gefokus bly. En jy praat nou van die radikale ekonomiese hervorming, dit klink baie belangrik, dit is eintlik 'n fokuspunt. Dink jy dat werkloosheid ook in hierdie fokuspunt amper verbind gaan word, sodat ons dit ook kan aanspreek, want dit is iets wat regtig 'n pandemie is in ons land. Is eintlik goed gestel, Ros, wat jy sê, dis 'n pandemie, want dit is 'n probleem. En dit is 'n probleem wat nie onder beheer gebring kan word nie, en dit kan ook nie geïsoleer word, soos byvoorbeeld COVID-19 nie, want ons sit in die moeilikheid. So as jy byvoorbeeld kyk na algemene werkloosheidssyfer wat nou al nader aan 35%, 36% maar gegaan, jy weet, en dan nie eers sprake van onder die jeug nie, jy weet, waar ons omtrent al by 60% se werkloosheidssyfer is. So dit is absoluut 'n ding, en dit is een van die grootste, hoogste werkloosheidssyfers in die wêreld. Nie net in byvoorbeeld Afrika, waar mense byvoorbeeld sal verwag nie, maar in die wêreld. En weer eens, is dit nie 'n statistiek waarop Suid-Afrika eintlik moet op trots wees, of enigstens daar buite moet plaas nie. En ek dink dit is eintlik 'n ding waarna jy heeltemal moet op gefokus bly, maar dit val 100% in by ekonomiese transformasie. Want weer eens, as jy gaan kyk na small medium enterprises, as ons gaan kyk na SMMEs, as ons gaan kyk oor die algemene privaat sektor, kleinhandel, daai goeders is absolute direkte contributors, weet, na die faktor toe. Hoe kan die kleinhandelsektor herstel word? Ek weet, ons het 'n paar weke terug, ek en jy, 'n gesprek gehad oor die goed wat amper die beperkings is op die groei van besighede en die kleinhandelsektor spesifiek. Ros, as ons gaan kyk, as die president byvoorbeeld verligting kan inbring, jy weet, rondom belasting en natuurlik ondersteuning. As ons ook byvoorbeeld gaan kyk, jy weet, om ook programme uit te sit, jy weet, vir jong opkomende tipe van entrepreneurs, soos entrepreneursprogramme, wat byvoorbeeld onder groot genoteerde maatskappye kan val en in daai leidingbasis, jy weet, kan inval by hulle, en nie byvoorbeeld net as soos 'n bail-out gehanteer te word nie, om te sê, luister, kom ons sê vir die groot maatskappye, byvoorbeeld, julle moet 'n X hoeveelheid subsidie gee aan kleinhandel entrepreneurs. Maar dit is baie makliker om 'n check net te gee as wat jy 'n check gee, maar jy gee ook 'n mentorskap. En dit is basies weet waarna die regering ook moet fokus, is om nie net basically bail-out checks mee uit te gee. Dan praat ons nie van SOEs nie, ons praat juist van hierdie kleinhandel tipe van maatskappye. Maar dit is so belangrik want hulle is eintlik die direkte, kom ons sê, opwekking van werksgeleenthede. So kleinhandel basies, jy weet, as ons kyk na nuwe werksgeleenthede in Suid-Afrika, skep ongeveer 60% van nuwe werksgeleenthede binne in Suid-Afrika. So dit is 'n absolute fokuspunt, dit is 'n knelpunt, maar dit word baie keer deur die regering gemiskyk of dan nou maar basies nie genoeg aandag gegee nie, want wie wil tog nou aandag gee aan 'n kleinhandelaar byvoorbeeld, of 'n jong entrepreneur wat dan net eintlik 'n geldjie kort, maar as jy ondersteuning nie. Ja, jy het nou die woord opwekking gebruik in terme van die ekonomie, en ek wil nou uitkom by die elektrisiteitsprobleme in die land. Ons het lanklaas van Gosietso Ramakgopa gehoor, en ek dink 'n stilbek is 'n heelbek op hierdie stadium wanneer dit kom by elektrisiteit. Wat
kan ons verwag gaan vanaand aangespreek word in terme van die elektrisiteitsprobleme in die land? Ek dink die Cyril Ramaphosa gaan basies sê, jy weet, en hy gaan sy eie administrasie krediet gee daarvoor, jy weet, dat hulle basies, jy weet, hierdie funksie onder beheer gekry het, en dat daar minder beerkrag is, en dat daar byvoorbeeld glad nie meer beerkrag voorspel sal word, byvoorbeeld nie, so ek dink daai is nogal 'n faktor, ja, wat hy nogal, ek dink, gaan oor uitbrei, en dan natuurlik, jy weet, dink ek, is daar baie nuwe inisiatiewe waarop hulle gaan fokus, soos byvoorbeeld groen energie, en natuurlik projekte ensovoorts, maar ek dink ja, wat Suid-Afrikaners ook wil hoor is basies weet om minder basies opwekkingskragte wat saam te hê wat natuurlik ons belasting wat saam beïnvloed en algemene NERSA prysverhogings. Jy weet so daar's 'n klompie elemente, so hy gaan baie mooi goeie sê rondom die victories, maar daar's baie nog steeds uitdagings en hulle moet daarop fokus. En ons het nou vroeër hierdie week gehoor van die verhogings van die elektrisiteitskostes en so voort. Ek dink daar's iets wat hy eintlik vanaand nie kan aanspreek nie. Of nie kan aanspreek nie, en dit is die waterkwessie in die land. Ons het nou gesien, gister was daar 'n betoging in Melville en Marensa en Parktown West in Johannesburg. Helen Zille was self daar om net regtig te bewys, daar's mense wat al vir maande sit sonder water, mense wat hulle rekeninge betaal, mense wat belasting betaal, and they are just not getting the service delivered when it comes to having running water in their taps. Wat doen jy as jy vir 'n maand nie water het nie? Ek dink die sosialistiese impak as dit gaan kom by politiek, dink ek is Suid-Afrika regtig waar ons stymig op hierdie huidige stadium. En ek dink ons is amper op daai boiling point sonder water. En onthou as jy 'n ketel het wat kook en hy het nie water in nie, dan kan daar basies jy weet hy kook droog en hy maak moeilikheid. So en ek dink dit is basies weet waar die meeste van die Suid-Afrikaners is vandag. En ek praat nie byvoorbeeld van jou middelhoë inkomste wat onttrekkende mense nie. Ons sit ook sonder water van tyd tot tyd, maar nie byvoorbeeld soos mense wat maande sonder water sit nie. En daar basies die onluste wat daarvan af kan ontstaan en dan basies jy weet die een ding wat die mense in die algemene gemeenskappe weet, hulle weet wie's verantwoordelik. En ek dink dis wat Ramaphosa basies ook moet aanspreek, is jy daai verantwoordelikheidsin van, nou wie gaan die verantwoordelikheid vat vir hierdie waterkrisis van, dis nie vandag se probleem nie, dis 'n opgewerkte probleem al oor die laaste 30 jaar van instandhouding, infrastruktuur, wat som opgraderings ensovoorts. Ek kan nie dink dat daar nog steeds mense is in Suid-Afrika wat som akses het na vloeiende water nie. Dit is regtig, dit is skokkend. Ja, kommerwekkend, to say the least. Verkiesings is op pad, plaaslike verkiesings, algemene verkiesing wat in 2029 kom. Dink jy hierdie gaan 'n basis skep amper vir ons pad vorentoe op pad na daardie belangrike verkiesings, want ek dink it's going to be a watershed moment for South Africa, these elections that are coming up. Ja, ek dink as ons gaan kyk ook na politieke kredietpunte, as ons dit kan noem, dink ek hulle baie van dit wil insamel vanaand uit die aard van die saak, want ek wil dit is die platform om dit te doen. Maar ek dink hy gaan ook dalk fokus, jy weet, op korrupsie, byvoorbeeld uitwissing daarvan, en natuurlik hy sal dalk ook verwys na die Malanga kommissie en na 'n klompie ander ondersoeke wat ook in die laaste jaar plaasgevind het, en dat daar ook arrestasies sal volg, jy weet, by die Malanga kommissie. Jy weet, so ek dink hy gaan baie fokus op sulke elemente ook, en dan natuurlik, jy weet, wat hy gaan doen oor die waterkrisis, wat hy gaan doen op munisipale vlak, jy weet, laat hulle meer munisipale gemeenskappe gaan betrokke raak, as wat saam uitkeringsparty ook, jy weet, oplopend na die lokale verkiesing. So 'n klompie lekker beloftes, jy weet, en 'n paar seistokkies wat uitgedeel gaan word, maar kom ons kyk wat gebeur. En weet jy wat moet ons doen? Die ander dag gepraat van so 'n lysie en eintlik 'n tickbox sien en kyk wat is die beloftes wat gemaak word en wanneer dit kom by verkiesingstyd, wat is die beloftes wat hulle dan eintlik opwerk en gedoen kry. Presies, ek dink hulle moet 'n Sonna app maak. Jy weet, so dan kry jy 'n punte. Ja, so kry jy punte. Jy weet, so elke ou moet dan basies weet in sy portefeulje na Sonna moet hy dan basies weet in sy portefeulje moet hy sy punte neersit. Jy weet, afwerking van wat die president beloof het. En ek bedoel, want as die president tog iets sê van waterwese of van water, dan moet dit ons onder waterwese val. Daai minister moet nou gaan werk. Selfs met elektrisiteit, selfs met klein medium enterprises. Jy weet, so ons 'n klompie dinge wat moet verantwoordelikheid kry. Wat dink jy gaan hy op fokus wanneer dit kom by sosiale vaardighede en opleiding?
Ek dink dis amper die belangrikste deel weer eens van dit is daai klein en medium enterprises waarna ons nou na toe verwys het, jong opkomende wat so 'n tipe van entrepreneurs, die 60% werkloosheid faktor, jy weet, binne in die jeug. So daai goeders moet nou aangespreek word. So jy gaan 'n plan moet uitsit, nie 'n onmiddellike oplossingsplan nie. Jy gaan 'n 15 jaar uitlopende plan moet wat so inplaas wat dan stelselmatig ook ontslaa raak, jy weet, van die huidige sisteme rondom jou BEE, daai tipe van strukture ensovoorts. Onmiddellike verskuiwing en dit ontwrig nie. Maar ek dink ja, daai skills development is nie net weer eens 'n aftrekking wat ek moet hê vir punte vir byvoorbeeld 'n skaal van wat dit ook al mag wees nie, maar hulle moet kyk na daai om te sê maar hoe maak ek van iemand 'n loodgieter en ek hou hom daar. Hoe maak ek van iemand 'n elektriesien? Hoe maak ek van iemand byvoorbeeld 'n ingenieur? Jy weet, en dit plak in dan by lokale munisipaliteite. Jy weet waar jy dit kan gebruik weer. En dit is een ding wat ons nie het op hierdie stadium. Ja, en hoe hou ons mense in daardie beroep, maar hou hulle in daardie beroep in die land? Precies. Dit is eintlik waarop dit neerkom. Jou insigte is baie gereeld van 'n finansiële standpunt. Jy kyk na alles van elke kant af, maar wat is jou grootste hoop in jou hart, net tuis se hart, vir wat ons vanaand gaan hoor? Ek dink as ons net kan kyk, laat ons nie net leë beloftes maak nie, dat daar basies, jy weet, dat ons nie net op die president se woord sal gaan nie, maar meneer die president wil mense eintlik al voorvra, ons wil jou nie meet op wat jy sê vanaand nie, ons wil jou meet op die dade wat fisies gaan uitgevoer word en tydslyne wat ons 'n verwagting daarvoor kan hê, en dat dit actually een keer gedoen kan word in 'n jaar, en ek dink ja, dit sal hulle ook op baie goed op lyn plaas, jy weet, vir die volgende verkiesings. Ja. Dankie Thys, ons het nou die voorspellings gesels waaroor wat ons vanaand gaan sien. Ek hoop ons kan weer volgende week gesels oor wat ons vanaand gehoor het. Dankie. Thys van Sail dan oor vanaand se staatsrede bly ingeskakel. Musiek is volgende.